Goeiedag geliefdes, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is natuurlik besig met psalms, so elke week dan hanteer ons 'n ander psalm en hierdie week is dit Psalm 8 wat aan die beurt kom. Is daai pragtige psalm, een van die bekende psalms wat was 'n psalm van Dawid wat hy sê lof aan die Skepper en praat hy oor die skepping, hy praat oor die mens en hy besing God se grootheid. Maar voordat ons verder gaan en kyk na hierdie psalm, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam en vra dat die Here ook hierdie psalm aan ons sal openbaar. Vader, baie dankie vir dit wat U vir ons doen. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die krag. Dankie dat U 'n barmhartige God is. Dankie vir die psalms en dat ons U leer ken vanuit die psalms ook. Hemelvader, ons kom bid vandag dat U ook Psalm 8 aan ons sal openbaar en bekend maak. En baie dankie vir die genade, die trou en die liefde. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ek weet nie of jy al dalk in die wildtuin gaan kamp het of gaan bly het of iets nie. En partykeer of dalk net in die oopte en dan so wanneer daar geen lig is nie en dit is doodstil en almal in die kamp slaap. En jy sit dalk daar buite. Dalk sit jy by 'n kampvuurtjie wat jy gemaak het, of dalk sit jy net in die stilte en waardeer die stilte. Maar as jy opkyk, dan is dit asof al daardie sterre so helder is. En hoe langer jy kyk, hoe meer gewoond raak jou oë daaraan. En dan is dit asof jy ingetrek word in hierdie sterrehemel. En dan kan 'n mens nie anders as wat jou hele binneste begin juig en die Here loof en prys vir hierdie wonderbaarlike sterrehemel nie. Want jy sien, ek en jy is baie keer so besig en die stad se liggies en die geraas en al die ligte rondom ons, want ons het klomp sekuriteitsligte rondom die huis en alles, dit vat weg die glans en die heerlikheid wat daar buite is. So miskien moet jy jouself 'n guns doen en een aand, as jy nou na hierdie Bybelstudie gekyk het, een aand net tyd spandeer en net uitstap. Dalk jou buiteligte afsit, net uitstap en as jy kan, net opkyk. Of dalk net na die maan kyk. En kyk wat dit by jou gaan veroorsaak. En jy sal sien, die natuurlike reaksie daartoe is dat jy gaan net God wil loof en prys. Dit kom hier van jou binneste uit. Nou dit is, ek dink presies wat iemand sê een keer, wat Dawid het by 'n water, damwater of wat ook al, of 'n plas water gestaan in die aand met 'n helder volmaan en het hy sy refleksie in daardie water gesien. En op grond daarvan, en die feit dat hy kon kyk na die sterrehemel, is hierdie psalm dan ook gebore. So, weet nie hoe waar dit is nie, maar okay, ons kan ietsie daarvan identifiseer. Maar kom ons kyk na die psalm. Hy begin deur te sê, Here ons Here, hoe hy dit net bevestig met hierdie woorde, wat hy praat van Jahwe, verbondsgod, die God wat omgee, en hoe hy dit net herhaal, en dan sê hy, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, want as ek kyk na alles, dan is U naam as dit ware daaroor geskryf, U kenteken. As ek na die maan kyk, dan kan ek nie anders as om aan U te dink nie, na die sterre en wat ook al, en na die berge, dan kan ek nie anders as om na U te dink nie. So elke ding wat daar is, reflekteer vir my ietsie van U, en dit is wat hy eintlik wil sê. Hoe glansryk, so glansryk, die mooi skoonheid, alles wat U in die hemelruim geplaas het, né? Want dit is mooi. En hy sê dan ook, ons het al hierdie groot planete, hierdie konstellasies en alles. Hy sê, maar as ons hierdie grootheid het ons ook weer aan die ander kant hierdie kinders. Nou, in daardie tyd het kinders nie altyd die waarde gehad wat hulle vandag het nie. Menende, ons koester ons kinders. In daai tyd sou hulle heeltemal 'n kind anders te hanteer het. Jy weet, 'n kind se waarde was maar bitter min gewees. Ek dink deels omdat hulle ook nie lank geleef het nie en jy weet, die mediese tegnologie was nie daar gewees nie. So
soos wat jy ouer word, het jou waarde eintlik as dit ware gestyg. Maar nou sê hy, ek kyk op na die hemel en ek sien al hierdie sterre en hierdie pragt en die glansrykheid daarvan. En terselfdertyd is daar hierdie mense, hierdie kinders, hierdie suigelinge. En soos wat die konstellasies, die sterre en alles, en die maan, alles in die hemelruim U lof besing, so doen hierdie kinders ook. Hierdie kinders wat eintlik nie veel waarde het nie. So, dis eintlik 'n omarming van die skepping. So alles besing U lof. Dis wat U tot stand gebring het, sê hy. En hy sê, as hierdie kinders dit doen, as die hemelruim dit uitbasyn, hy sê, so word die mense wat anderste oor U dink, word hulle tot stilte gedwing. Die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. En hy sê dan in vers 4, as ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, want U het dit gemaak, die maan en die sterre waarin U 'n plek gegee het, waarin U alles so mooi geposisioneer het. Hy sê, as ek na al die goeders kyk, en ek sien dalk my eie refleksie in die water, wat is die mens dan, dat U aan hom dink, sê hy in vers 5. Here, want dit voel vir my, ek is nie so glansryk soos die maan en die sterre en al daardie goed nie. Maar tog dink U aan ons, tog gee U om vir ons, tog is U ons herde, tog kom versorg U ons. En as ek hulpeloos is, dan kom U dan red U my. En hy sê, wees ek, Here, die mensekind dat U na hom omsien. So asof hy vir die Here ook sê, maar jy het waarskynlik belangriker ding om na om te sien. Jy weet, die son en die planete en alles, jy weet, dis nogal belangrike goed daai, Here. Maar ek, nietige mens, sjoe, U kyk na my. U weet alles van my af. En as ons gaan dink aan 'n psalm soos Psalm 139, wanneer hy sê, maar U het my aan mekaar geweef diep in my moederskoot. So, die Here het alles gemaak, ek is kosbaar vir hom, en dan sê hy, in vers 6, hierdie mens, ek, U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, met aansien en eer gekroon. So, ek is besonders, Here. Ek is besonders in die skepping, sê hy eintlik. Vers 7, U laat hom heers, en kyk, U gee vir hom aansien en eer, maar terselfdertyd gee U vir hom verantwoordelikheid ook. So die mens is baie besonders. U het hom laat heers oor die werk van U hande. U het aan hom alles onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, kom sê hy vir ons. So, as ons dit sien, dan dink ons dadelik aan die opdrag, aan die skepingsopdrag wat ons gekry het, om dan as mens, toe ons as mens geskep is, dat ons moet regeer, dat ons moet heers, dat ons met verantwoordelikheid moet heers oor hierdie skepping en dit bestuur. Dit is deel van ons opdrag. En dan weet ons, maar dit het die duiwel kom wegvat. En net so iets interessants, ek gaan dit in die Bybelstudie ook kry, 'n gedeelte soos Romeine 5:17, waar dan sê, maar die sonde kom vat hierdie heerskappy en autoriteit van ons af weg. Want dan sê hy, deur die oortreding van een mens, het die dood begin heerskappy voer. En deur hierdie een mens, maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het, so wat tot Christus gekom het, sy of haar lewe aan hom oorgegee het, kyk wat sê hy dan, sal lewe en heerskappy voer. God wat ons kom herstel, Christus, ons word herstel in Christus, om weer heerskappy te voer, om onder leiding van God te kan heers op hierdie wêreld. So, volgende keer as jy uitstap, en jy kyk na alles, of jy kyk na 'n mooi blom, en jy sien iets van God se skepping, of jy kyk na 'n babietjie se fyn handjies of voetjies, of weet, wat God gemaak het, en dan sal jy sien in jou binneste, omdat God vir jou belangrik is, in jou binneste, gaan daar 'n loflied eintlik aan God kom. En dit is wat Dawid maar doen. Hy bring 'n loflied aan God. Hy sê, ek wil U loof en prys,
Lof aan die Skepper, die Here wat geskep het. En nog meer, U wat my geskep het, U wat in my belangstel, U wat my gebruik om oor al hierdie goed wat U geskep het, dan te heers. Wat 'n groot verantwoordelikheid. En ek bid dat jy miskien met nuwe oë ook sal kyk na die skepping, en dat jy ook met verantwoordelikheid sal omgaan met die skepping, om ook die skepping, ja, ons loof en prys die Here vir die skepping, maar daarom moet ons met verantwoordelikheid omgaan met die skepping in stand hou, ook vir ons kinders en hulle kinders, vir ons nageslag, dat hulle ook die mooi van die skepping sal sien wat ons het, en daarom het ons as Christene 'n bepaalde verantwoordelikheid daartoe. En dis my gebed dat jy dit sal uitleef. Dis my gebed dat jy volgende keer net sal stil staan en sal mooi kyk, as dit volmaan is, hoe mooi is die maan. Vat jou verkyker as jy nie 'n teleskoop het nie. Vat jou verkyker, kyk deur die verkyker na die maan en sien dit sommer net in 'n ander lig. En mag die Here saam met jou wees, en mag hy jou herinner aan al hierdie goed, en mag hy jou herinner hoe kosbaar jy is ook. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die skepping. Dankie vir sterre, vir planete. Dankie vir die maan en die son en alles wat U so in stand hou, dag in en dag uit. Vader, dit is my gebed, dat U ons sal help om met waardering na die skepping te kyk, om met verantwoordelikheid na hierdie skepping om te sien ook, sodat U grootheid na vore kan kom, sodat U grootheid van generasie na generasie na vore kom, want U skepping vertel 'n verhaal van U, van wie en wat U is. Kom help ons, dat ons so sal leef, dat U grootheid deur die skepping na vore kom. Vader, ons is lief vir U, ons is dankbaar vir 'n skepping en 'n mooi skepping wat ons van U af ontvang het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna en dink verder na oor Psalm 8. Dis 'n kort Psalm, maar hy sê tog so baie vir ons. En mag jy uitgaan in hierdie wêreld en mag jy 'n verskil gaan maak. Groete tot volgende keer.